Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdae biduur geleentheid. Soos jy weet, bid ons die laaste paar en vir die volgende paar weke saam vir baie spesifieke sake in die kerk en in die algemeen en in ons gemeentes. Ons het verlede week begin met hierdie gebedsreeks wat ons spesifiek gebid het vir ons lidmate en ons kerkrade en die mense wat daarbey betrokke is. Met ander woorde, die kerk van die Here. Hoe die Here ons saam roep en saam stel en toerus deur die werk van sy Heilige Gees vir mekaar gee. In meelewing het ons gesê om saam te dien. Ons het gepraat en gebid vir betrokkenheid. Ons het gebid vir verantwoordelikheid, vir rentmeesterskap van die gemeente en van die kerk. En ons het gebid dat die Here ons amptsdraers, ons kerkrade, sal bemoedig in hulle dienswerk in die koninkryk ook. En dat ons as lidmate, gewone lidmate, diensknegte van die Here, ook ons verantwoordelikheid sal opneem as amptdraers, koning, priester en profeet, wat ons elkeen is. Vanaand gaan ons met hierdie week aan en ons gaan baie spesifiek bid vir ons verhoudings. Verlede week die meelewing en die saamwerk en die rentmeesterskap, die saamwees. En vanaand se gebedstema vloei daaruit. Hoe ons verhoudings moet lyk en veronderstel is om te lyk binne hierdie kerkverband wat die Heilige Gees met ons smee. Ons gaan kyk na 3 teksgedeeltes. Efesiërs hoofstuk 4, daardie bekende gedeelte in hoofstuk 4 waar Paulus skryf oor die eenheid van die kerk. Ons gaan ook kyk na Handelinge hoofstuk 15, waar die eerste amptelike kerkvergadering plaasvind. Ons verwys baie keer na hierdie teks as die eerste synode. En waar hulle met die verskille tussen hulle moet worstel. En dan gaan ons laastens kyk na Johannes hoofstuk 16, waar die Here beloof en ook sy belofte gestaan doen om die Gees te stuur as die Gees van waarheid, wat ons lei in die waarheid. Met ander woorde, nie net 'n eenheid wat ons vanaand en verhoudings wat ons vanaand verbid, wat op 'n oppervlakkige basis aan mekaar gehou word nie, deur emosies en wêreldse dinge aan mekaar gehou word, maar die waarheid van die eenheid wat reeds in die kerk van ons Here Jesus Christus, die ware kerk, gevind kan word. So, ons gaan daarvoor bid spesifiek vanaand. Voordat ons daarby kom, die teksgedeeltes wat ek voorgestel het vir vanaand se lesing, moet jy asseblief van 'n nota maak en gaan lees dit in volledigheid by die huis. Ons gaan net uittreksels daarna verwys. En met die volgende woorde. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Liewer sal ons in liefde by die waarheid hou en in alle opsigte groei na hom toe wat die hoof is van die liggaam van die kerk, naamlik Christus. Wanneer hy kom, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid ook lei. Amen. Vanaand net hierdie paar woorde en uittreksels uit die verse vir ons skriflesing vir vanaand. Geliefdes, vanuit hierdie gedagte en hierdie tema wat ons oorbid vanaand, kom daar 5 spesifieke waarhede, skriftuurlike waarhede, wat ons aandagtig na moet kyk. Die eerste van hierdie is dat die Heilige Gees, wat op Pinksterdag uitgestort word, die Gees van die waarheid is. En dat hierdie Gees die Christelike eenheid bou. Hy bewerkstellig die eenheid. Hierdie Gees is nie 'n Gees wat kompromie en opofferings in terme van die waarheid duld nie. Hierdie Gees bring ons as ware gelowiges na mekaar toe, dwing ons na mekaar toe. Laat ons verstaan dat ons die eenheid van die liggaam van die kerk nodig het. Ons word geroep om
alles te ondersoek en nie net bloot te tolereer nie. Nou, te verdra nie. In vandag se wêreld is toleransie een van die groot leuns wat voorgestel word onder die vaandel van liefde. Om lief te hê beteken nie dat ons verkeerdhede en dwaling moet tolereer nie. Nie eers hoefde nie, moet tolereer nie. Ons kan dit nie verdra nie. In liefde moet ons mekaar reg help. Moet ons mekaar reg wys. En in liefde, gaan ons nou hoor, word dit ook so gehoor en aanvaar. En wil ons van ons tekortkominge en ons gebreke afstand doen, sodat ons heel en herstel kan wees as 'n volledige, volwasse liggaam. Wanneer daar verskille in 'n gemeente of in die kerk wel ontstaan, dan is die Heilige Gees se rol nie om ons te help om die waarheid van die skrif te manipuleer en af te water sodat almal gemaklik sal wees daarmee. Dis nie wat die Heilige Gees doen nie. Die Heilige Gees laat ons baie keer ongemaklik voel oor die waarhede wat ons in die skrif raak lees. Ons weet, die wet is soos 'n spieël en die Gees gebruik die wet om ons eie sonde te wys en ons moenie gemaklik daarmee wees nie. Eenheid sonder waarheid is bloot 'n organisatoriese eenheid. 'n Organisatoriese eenheid. Met ander woorde, dis 'n valse eenheid. Dis 'n eenheid wat gebaseer is op dinge wat nie uit die skrif uit self na voorkom nie. Dis 'n eenheid wat behou word net vir die organisasie se doeleindes en nie vir die doel waarvoor dit oorspronklik aangewend is nie. Terwyl eenheid in die waarheid 'n kenteken van die kerk is. Met ander woorde, valse eenheid wat gebaseer is op dinge wat nie uit die skrif uitkom nie, dit is soos 'n tennisklub of 'n skaakklub of noem dit wat jy wil. Dis nie kerk nie. Ja, daar kan lidmate van die kerk daarbey betrokke wees, maar dis nie kerk nie. Ware eenheid kom uit die skrif uit na vore. Ware eenheid is gebaseer op die waarheid van die woord. Die tweede gedagte waarna ons vanaand kyk, om die waarheid in liefde te praat. In Efesiërs 4, daardie teks wat ek genoem het, die teks van die eenheid van die kerk is, vers 15, gee vir ons die goue reël vir ons eie verhoudings. Ons bid vanaand en praat vanaand oor verhoudings en hierdie teksgedeelte gee vir ons die goue reël hoe ons hierdie eenheid, hierdie waarheid moet behou. In Efesiërs 4 vers 15 lees ons, praat die waarheid in liefde. Nou, om die waarheid te praat, kan partymal hard klink. Kan partymal klink asof dit afstootlik is en vir afstootlikheid bedoel word. Om die waarheid te praat, kan partymal moeilik wees om te hoor en moeilik wees om te aanvaar. Maar net so is om die eenheid op 'n sentimentele, emosionele, valse fondasie te probeer vestig, kragteloos is. Met ander woorde, om die waarheid in liefde te praat, beteken ons is deurgangs op soek, en ons luister, en ons voel aan, sensitief vir die werk van die Gees, waar die balans is, om die waarheid te praat, en hoe ons die waarheid moet kommunikeer. Partymal kan ons as mense maar baie bot en hard en stomp wees vir ander se gevoelens, hulle situasies, hulle emosies. Om die waarheid te praat beteken nie dat ons blind is daarvoor nie, maar ons water nie die waarheid af ten koste van of in die prys van die emosies nie. Wanneer ons met mekaar verskil,
oor leerstellige sake, met ander woorde die kernsake van die kerk, of met die praktiese reëlings van eredienstye en gebruik van lokale, daardie praktiese reëlings, dan moet ons met die tong van die gees oor hierdie goed praat. Nou, ek praat nou van die tong van die gees, want ons bid tog dat die Gees se wag voor ons mond sal plaas. Dat die Gees ons tong sal intoom. Dat ons nie sal weghardloop met ons woorde nie. En ander dalk bewustelik of onbewustelik seermaak. Om die waarheid te praat beteken nie dat ons dit hoef te doen nie. Ons hoef nie iemand aan te val om beter te voel oor onsself nie. Om die waarheid van God se woord voor oë te hou, beteken dat ons praat in dieselfde gesindheid as wat Jesus Christus dit gedoen het. Om dit te kan doen, moet ons die skrif bestudeer, en ons moet kyk waar Jesus met mense gepraat het, en hoe hy met mense gepraat het. Sondaars, ons dink aan die vrou by die put, hoe hy met die heiliges gepraat het, en hoe sy woorde aan sondaars baie keer sagter was, as sy woorde aan die vromes en die heiliges. Dit is die voorbeeld wat ons moet volg, wanneer ons die waarheid in liefde praat. Ek beweeg aan. Die derde gedagte, waarna ons vanaand kyk en waarvoor ons bid, is dat ons verskille in die kerk, tussen mekaar as lidmate, tussen kerke, tussen gemeentes, sal hanteer soos die vroeë kerk dit gedoen het. Nou, in Handelinge 15 het ek genoem, kry ons daar die eerste vergadering, daai amptelike vergadering van die kerk. En in hierdie gedeelte sien ons dat die vroeë kerk hulle verskil oor die wet en waar tradisie moet inpas, waar die skrif sentraal moet wees en waar die kerklike gebruike sentraal moet plaas, dat hulle hierdie verskille nie bloot net geïgnoreer het nie. Dat hulle dit nie net onder die mat ingevete gemaak asof dit daar nie is nie. Hulle het dit aangespreek. Hulle het by mekaar gekom. Hulle het gebid daaroor. Hulle het die skrif ondersoek en hulle het sensitief geluister na wat die Heilige Gees vir hulle daaroor wil sê. Hierdie is ons riglyn. Dit is hoe ons oor ons verskille moet dink. By mekaar kom, daaroor bid, die skrif noukeurig bestudeer en ondersoek, weer daaroor bid en vir mekaar bid, en luister na die Heilige Gees se leiding. En dan eerder stadig beweeg, as vinnig besluite neem, wat dalk ander kan seermaak. Verhoudings met diegene wat met ons verskil, word baie keer herstel. Nuwe verhoudings word ook gebou, wanneer ons bereid is om saam voor die woord te buig. En saam, so 'n bietjie van onsself prys te gee, so 'n bietjie van onsself te los, en te gaan kyk, wat sien ek in die spieël van die skrif? Wat sien ek in die spieël van die wet? Is er dalk ek wat fout het? Is er dalk ek wat verkeerd maak? Wanneer ons met mekaar in gesprek tree oor hierdie sake, dan moet ons onthou, dit gaan nie oor ek wat wen of jy wat wen nie. Dit gaan oor die eer van ons Here Jesus Christus. En as ons hierdie gesprekke voer, aandagtig daaraan, dat hy kyk en hy luister, en ons doen dit vir sy eer, dan benader ons verskille ook op 'n ander manier. Die vierde gedagte. Die Gees is die een wat ons oortuig van die waarheid. Nou, dikwels maak ons die fout om te dink, ons moet as gelowiges die waarheid verdedig. En dit is so. Dit is deel van ons ampte, dit is deel van ons rol. Ons kan nie toelaat dat mense vals getuig oor die waarheid nie. Dan moet ons opstaan en die waarheid praat. Maar uiteindelik is dit nie ons wat met slim filosofie en ons eie wêreldse wysheid siele vir die Here wen nie. Dit is die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees
kan deur 'n kind, en ons het verskeie voorbeelde daarvan, ook in die skrif uit, deur die eenvoudige verkondiging van die evangelie, die wyses, die roemrykes se harte aanraak en hulle verander, tot bekering lei. Die Gees se werk is immers om mense van hulle sonde en van die waarheid te oortuig. Ons werk is om net die woord oor te dra, om ander lief te hê, soos Christus ons lief gehad het, en die Gees toe te laat om sy werk te doen. In ons verhoudings gee dit vir ons geweldige vrymoedigheid en vryheid, want ons besef, dit hang nie van my af, of ek hierdie persoon oortuig of nie van die waarheid. Al wat ek moet doen, is om die eenvoudige boodskap van genade en liefde oor te dra. Ons los die resultaat van ons gesprekke in die hande van die Heilige Gees. Dit bewaar ons van bitterheid. Dit bewaar ons van te ingewurm raak in ons eie argumente en gee vir ons net so bietjie aarseling, net so bietjie nugterheid om ook te luister na wat die ander se opinie is. Die laaste gedagte waaroor ons wil bid en wat uit hierdie teksgedeeltes na vore kom. Eenheid in die liggaam van Jesus Christus is eenheid onder die hoofskap van Jesus Christus. Nou geliefdes, alle gesonde verhoudings in 'n gemeente en tussen kerke, tussen gemeentes, in ons werksplekke, by die skool, in die dorp, al hierdie verhoudings vloei vanuit ons oortuiging oor die waarheid. En al hierdie verhoudings vir 'n Christen vloei dus vanuit die persoon en die werk van Jesus Christus as die hoof van hierdie kerk. Dis is ons almal wat hom bely as hoof van die kerk, enigste hoof van die kerk, en sy woord as waarheid, verbind aan mekaar. Dit beteken nie dat almal verbind is aan mekaar nie, maar wel dat almal wat by hierdie belydenis hou, eensgesind moet wees. Ja, ons word nog gevorm. Ons is nog in proses, om dit so te stel. Ons leer en ons groei. En dit beteken ons moet afsterf van die slegte dinge in ons lewens en ander lei om dit ook te doen in hulle lewens. Om iemand tromp op te loop en op sy foute te wys, is nie die manier hoe ons ander lei in liefde tot die waarheid nie. Hulle gaan bloot hakke inslaan, hulle gaan bloot reageer, en jy verloor dalk 'n geveg nog voor jy hom begin het, deur jou ingesteldheid in hierdie gesprek. As twee mense albei egter nader aan Christus en nader aan sy waarheid wil beweeg, soekend daarvoor, bereid om te verander, dan beweeg ons onvermydelik, soos ons nader beweeg aan Christus, ook nader aan mekaar. Die Heilige Gees werk immers altyd om hom te verheerlik. En as ons luister na die Gees en soek na sy leiding in die skrif, dan moet ons nader aan mekaar beweeg. Verhoudings word ook herstel en vernuwe. En nuwe verhoudings word gevestig wanneer ons besef dat ons het uiteindelik nie die finale sê oor wat in die kerk gebeur en hoe dit moet werk en hoe dit moet lyk en waarheen die Here met die kerk op pad is nie. Die Here sal deur sy woord en sy Gees self sy kerk versamel, onderhou, opbou en uiteindelik ook verheerlik. Amen.
Geliefdes, ons gaan vanaand nou spesifiek bid vir hierdie sake, wat ons uit die skrif uit vanaand na gekyk het. En wanneer ons bid vir die volgende sake, dan vra ek dat u saam met my en daar waar julle is, as gesinne of as individue, die volgende sake aan die Here sal opdra. Dat ons in getrouheid aan sy woord en aan sy gees na die waarheid sal soek en in die waarheid sal bly. Dat ons vir wysheid sal bid. En dan bid ons vir mekaar, en ons bid vir onsself, vir die moeilike gesprekke wat ons het en gaan hê en ook moet hê. Ons bid dat die Gees vir ons ook 'n gees van onderskeiding sal wees, om ons te lei, sodat ons sal onderskei tussen wanneer ek my eie eer soek en wanneer ek die heerlikheid van God soek. Ons bid dat die Gees ons sal lei, dat ons vergewensgesind sal wees. Dat die Gees ons sal lei tot bekering. Dat die Gees versoening tussen ons sal bewerk en dit in die waarheid. Ons bid vir die amptsdraers, ons kerkraad steeds en vir hulle leiding in ons gemeente. Ons bid steeds vir toewyding en betrokkenheid vir ons as lidmate. Ons bid vir genesing en herstel, daar waar siekte en gebrokenheid, veral in hierdie draai van die seisoense tyd, 'n klomp van ons dalk uit die kerk uit wil hou, weg van mekaar af wil hou, dat die Here sal genesing bring en ons weer mekaar sal bring. En dan laastens vanaand bid ons dat die koninkryk van God sal kom, ook hier by ons. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat ons vanaand weer kon gesels vanuit die woord uit oor ons verhoudings. Onder mekaar as individue, maar ook oor ons verhoudings tussen gemeentes, tussen kerke, en daarmee saam vir die groter kerk, die liggaam hier op aarde. Ons bid, Here, dat U ons gegrondves en geanker en gewortel sal hou in die waarheid van die skrif, dat ons sal drink uit die fontein wat die Heilige Gees vir ons is, wat ons vernuwe, ons oortuig en ons ook teregwys by tye, dat hy ook vir ons die Gees is wat nuwe lewe skep en nuwe lewe bring. Here, ons bid, sal U ons opbou, dat ons sal groei tot die eenheid onder die hoof van Jesus Christus. Here, ons bid steeds vir ons kerkrade, ons bid steeds vir ons amptsdraers, ons bid steeds vir ons toewyding as gemeentelede, dat ons die samekoms van die heiliges nie sal versaak en sal versuim nie. En ons bid, Vader, in alles wat ons dink en sê en doen, in al ons interaksies met ander, in al ons verhoudings, mag dit strek tot die eer van U naam. In Jesus se naam. Amen.